Reg, kom ons kyk net oorsigtelik gou na faktore en faktorisering. Daar is 5 tipes faktorisering op skool wat jy moet kan doen. Jy moet die grootste gemeene faktor kan uithaal. Dit bedoel, as ek sê nou maar het 3x² plus 6xy minus 12x. Dan is die grootste gemeene faktor hierso is 3x. Dan gaan haal ek 3x uit en ek het daaroor x plus 2y minus 4. En dit is hoe ek 'n grootste gemeene faktor uithaal. As jy nie seker is hoe om dit te doen nie, ek doen 'n aparte videoetjie oor grootste gemeene faktore, dan kan jy dit daar gaan kyk in meer detail. Die tweede tipes faktorisering wat jy moet doen is verskil van vierkante. Nou verskil van vierkante is 'n basiese reël wat sê dat as ek enige twee terme het wat albei kwadraatsgetalle is met 'n verskilteken tussenin, dis letterlik die verskil van twee vierkantsgetalle, verskil van vierkante, dan gaan faktoriseer ek dit met die volgende reël. Ek vat die vierkantswortel van hierdie vierkantsgetalle en ek sê net x minus y, x plus y. Dit is die verskil van vierkante, wat beteken as ek sê nou maar het 9x² minus 16y², dan faktoriseer dit in 3x minus 4y, 3x plus 4y. Reg. Daar is ook 'n aparte videoetjie oor verskil van vierkante, wat dit in meer detail bespreek word. As jy onseker is van hoe dit werk, dan kan jy daardie videoetjie gaan kyk. Reg, nou die drie terme faktorisering is nou daai ouetjies, meeste van julle het moontlik van julle wiskundeonderwysers een of ander tipe stel stappies gekry hoe om hierdie te faktoriseer. Die stappe verskil van onderwyser na onderwyser, die bewoording van die stappe, maar wat jy die faktore van die konstante gaan kry en dan in die hakies gaan insit en ons sulke plus minus reeltjies wat gevolg word. As jy nie gemaklik is met hierdie faktorisering nie, daar is ook 'n aparte videoetjie oor dit. Maar hierdie met sy stappietjies en hoe jy dan nou daar uitkom, hierdie noem ons drie terme faktorisering, dan is daar ook 'n moeiliker drie terme faktorisering, 'n ekstra stappie, waar ek sê nou maar het 2x² minus 8x plus 6. Reg. Wat ek sê nou maar het 2x en x word daar getalle voor die x staan. Ek wil net gou seker maak of ek hierdie nou reg gedoen het. 2x² minus 6x minus 2x plus 6 doodreg. Okay. Dan is daar ook 'n moeiliker tipe faktorisering, wat dan nou so lyk, wat daar getalle voor daai x'e staan. Hierdie is nou 'n baie eenvoudige, moeiliker faktorisering, maar dit kan regtig baie moeilik raak. As jy ook nie gemaklik is met hierdie en hierdie nie, daar is 'n aparte videoetjie oor dit ook. Reg. Kom ons kyk gou na die laaste tweetjies. Die laaste tweetjies faktorisering wat jy kry is groepering. Nou groepering is eintlik maar net 'n fancy
weergawe of 'n meer geïntegreerde weergawe van hulle grootste gemene faktor uit. Wat gebeur is as ek byvoorbeeld het 2xy minus 4x plus 6a y minus 12a. Reg. Hierso is nie reg deur enige grootste gemene faktor wat ek kan uithaal nie, en ek kan ook nie verskil van vierkante of 3 terme faktorisering hier doen nie. Maar as ek nou hierdie moet faktoriseer, die enigste ding wat ek kan doen is om hierdie te groepeer, daarvandaan die naam, in 2 deeltjies, waar hier kan ek 'n grootste gemene faktor uithaal en daar kan ek 'n grootste gemene faktor uithaal. Dan, wat ek doen is, ek haal nou hier, is my grootste gemene faktor 2x, haal ek uit, en ek het y minus 2 oor, en dan het ek hierso kan ek 6a uithaal, en ek het y minus 2 oor. En meeste van die tyd, as jy hierdie klaar uitgehaal het, is die moontlikheid daar dat jou hakkie by die 2 verskillende groepies presies dieselfde of soortgelyk is, sodat jy dit kan manipuleer dat dit dieselfde is. En dan kan jy daai hakkie as 'n geheel ook weer as 'n grootste gemene faktor gaan uithaal. Wat ek bedoel met, ek gaan haal net gou die hakkie uit, 2x plus 6a, wat ek bedoel met amper soortgelyk, en jy kan hom manipuleer, is hierdie sal byvoorbeeld dalk y minus 2 wees, en hierdie 2 minus y, dan haal jy 'n minus uit, en verander daai teken, en dan ruil jy net die 2 terme, sodat beide y minus 2 is. Reg, so dit is hoe groepering werk. As jy ook nie gemaklik is met hoe dit werk nie, en jy is nie seker wat om daar te doen nie, kan jy gaan ekstra kyk hoe ek verduidelik in 'n aparte videoetjie groepering nie. Reg, en dan is daar die som en verskil van derde magte, wat baie soos die verskil van vierkante reël is. Daar is net 'n verskil van derde magte, en daar's ook 'n soortgelyke reël vir die som van derde magte. Nou, dit is ook weer eens presies wat dit sê, soos wat hierdie 'n verskil, dit moet 'n minus wees van vierkante, dit moet 2 vierkantsgetalle wees, is hierdie moet 2 derde magsgetalle wees, en dit moet 'n verskil hê, en hierdie enetjie wat die som van derde magte is, lyk presies dieselfde. Dit is dan nou net, soos wat dit sê, die som van 2 derde magte, en dis 'n reël wat jy uit jou kop uit moet ken. So ek het x tot die mag 3 minus y tot die mag 3 word x minus y, x kwadraat plus xy minus y kwadraat. Reg. En ek jok daai met 'n plus wees. En hierdie is dan x plus y, x kwadraat minus xy plus y kwadraat. Reg. Ek onthou nou maar die reël so, dat ek vat nou maar die derde magte, daar, die derde magswortels, ekskuus, van x tot die mag 3 en y tot die mag 3 skryf ek daar. Byvoorbeeld as daar nou 64 staan, die derde magswortel van 64 is 4, dan skryf ek in die plek van x net 4. So daai eerste hakkie is net die derde magte, en die teken is die derde magswortel, en die teken is dieselfde vir beide van hierdie reëls. Dan vat ek hier vir die begin en die einde van die hakkie, kwadreer ek hierdie 2 getalletjies wat daar staan. So as daar nou 4 staan, dan skryf ek daar 16.
en as daar nou 3y staan, dan gaan skryf ek daar 9y². So vir die begin en die einde van die hakies, in beide die twee, kwadreer ek net wat ook al daar in die eerste hakie staan, en in die middel van die hakie maal ek hierdie twee wat daar in die hakie staan. So as daar nou staan 3 en 4y, dan word daai dan nou 12y. En vir die tekens, hierdie eerste hakie se teken lyk dieselfde as wat die oorspronklike vraag is. Die tweede teken in die eerste teken in die eerste hakie is verskillend van daai teken. So as daai is minus is daai plus, as daai plus is daai minus, en dan nou is daai laaste teken altyd 'n plus. Maak nie saak of jy besig is om verskil van derde magte of som van derde magte te doen nie. Reg. Dit is dan nou 'n oorsig van al die faktorisering wat jy moet kan doen tot aan die einde van graad 12 toe. As jy al hierdie kan doen, dan moet jy regkom iewers met 'n moontlikheid van faktorisering. Daar is, soos wat ek 'n paar keer gesê het, daar is aparte videoetjies oor elkeen van hulle waar ek bietjie meer voorbeelde doen. Afhangende van waarmee jy sukkel, kan jy dan nou die aparte videoetjies gaan kyk. Ek wil net gou om af te sluit, as jy hulle nou gemeng kry, 'n klomp faktoriseringssomme, hoe weet jy wat om te doen? Is hierdie nou groepering, is hierdie nou 3 terme, is hierdie nou verskil van vierkante? Reg, grootste gemene faktor moet jy asseblief altyd gaan kyk, of kan jy nie 'n grootste gemene faktor uithaal nie? Reg, maak nie saak hoeveel terme daar is nie, maak nie saak of jy dadelik sien hierdie is 'n 3 term en jy begin 3 term faktorisering doen nie. Kyk net, byvoorbeeld hierdie lyk soos 'n 3 term, dit is 'n 3 term, wat nou nie die reëls van 3 terme soos hierdie faktorisering gaan volg nie, maar dit is 'n 3 term, maar ek kan eers 'n 3x uithaal. Daar is partykeer, as 'n ding lyk soos hierdie, 2x² minus 8x plus 6, is dit inderdaad moontlik om eers 'n 2 te gaan uithaal hier, en dan het jy x² minus 4x plus 3, wat jy dan net op die makliker metode kon gaan faktoriseer het. So jy moet altyd eers kyk, wat julle sien ek nou nie hier gedoen het nie, jy moet altyd eers kyk, kan ek nie 'n grootste gemene faktor uithaal nie. Reg. Dan verskil van vierkante het altyd 2 terme. Hier het ook 2 terme, maar die manier hoe jy dit raak sien, gebruik ek nou watter een van hierdie 3 het almal 2 terme. Die vraag, watter een gebruik jy as jy kyk, is daar 'n vierkantsgetalle, is daar 'n minus of 'n plus tussen, of is dit derde magsgetalle? As dit vierkantsgetalle is met 'n minus tussenin, doen jy verskil van vierkante. As dit vierkantsgetalle met 'n plus tussenin is daar nie 'n reël daarvoor nie. Die enigste ding wat jy moontlik dan kan doen is om 'n grootste gemene faktor te gaan uithaal. As jy nie kan nie, dan kan jy nie daai faktoriseer nie. Reg, so, en vir hierdie enetjie, vir hierdie 2 reeltjies, het jy dan nou derde magsterme, soos jy sal 8 of 64 of 27, wat die derde magte van 2, 3, 4 is, met of x tot die mag 3, y tot die mag 6, z tot die mag 9, derde magsgetalle hê, weerskante, en as daar dan nou 'n minus is, dan volg jy verskil van derde magte reëls, en as daar 'n plus is, dan volg jy som van derde magte reëls. Reg, vir 3 terme, hulle het almal gewoonlik 3 terme, dit gee dit bietjie weg, dat jy moet gaan 3 terme doen. Jy moet ook net weer eens gaan seker maak, jy kan nie 'n grootste gemene faktor gaan uithaal nie, en vir groepering is dit gewoonlik 4 terme. Dit kan ook 6 terme wees, waar jy dan nou net in plaas van 2 groepies van 2 terme, kan jy dan nou of 2 groepies van 3 terme gaan hê, of jy kan 3 groepies van 2 terme elk hê. Jy sal maar kyk, hoe kan ek dit groepeer, sodat ek 'n gemene faktor kan uithaal. Dit is maar hoe jy dit gaan hanteer. Reg, so dit is
'n oorsig oor faktorisering. As jy nou nog onseker is van sekere van hierdie goeders, kan jy die aparte videoetjies gaan deurkyk.